Goeiemôre almal. Ja. Welkom hier by ons vanoggend. Ons is ons laaste Sondag wat ons gaan sing voor die Kerssangdiens. So ek hoop die mense raak al in dieselfde tyd wat ons nou gaan begin vier hierso. So ons gaan 'n paar Kersliedere ook sing vanoggend. Net 'n vinnige paar afkondigings. Die diens word opgeneem, dit sal later vandag op YouTube beskikbaar wees. Selfone, as julle dit gebruik om die Bybel te lees, sit net die klank af asseblief. En dan hiervoor is kersse, as jy dit wil opsteek vir een of ander persoon of vir jou eie, waaraan jy dink vandag, julle is welkom om dit te doen. Ons begin ons voorsang met lied 329 verse 1 tot 3. Want so lief het God die wêreld gehad. Die laaste 2 verse was van Ruben Lennox wat ons nou gesing het. Die volgende lied is lied 334 verse 1 tot 4, God is liefde. Volgende lied is lied 344, oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Amen.
Ons volgende lied is 345 verse 1 tot 4. Kom alle getroues. Ons volgende lied is lied 349. Kom alle kinders, besing met 'n vrolike stem. Amen.
laaste gesang wat ons gaan sing is lied 355 verse 1 en 2. Al was ek nie daar nie. Baie dankie vir die heerlike samesang. Ons gee nou oor aan Dominee Willie Kotse, hy is die prediker volgende. Goeiemôre. Hartlik welkom vanoggend in die erediens. Ek wil ook vir die mense van Herberg aan See wat ingeskakel is by die diens ook baie welkom heet. Ek wil sommer begin met 'n opmerking wat op 'n stadium gemaak is deur Thomas Merton, wat hy gesê die Christelike geloof is in die eerste plek baie meer 'n saak van lewenswyse as wat dit 'n saak is van dink en hoe jy dink. Met ander woorde anders gesê, en dit gaan ons ook hoor vandag in die erediens, 'n gelowige is 'n mens wat leef elke dag met die oortuiging Christus is die Heer. Dis die plek van waaruit ons leef en wat ons hele lewe bepaal. En mag ons vandag dit beleef. Mag ons ook vandag hoor en ervaar en beleef. Christen wees is meer 'n manier van leef. Mag die Here ons daarom seën vandag in ons saam wees. Afkondigings wat ek gevra is om aan u deur te gee, wil ek begin by die mense wat siek is. Dis deel van ons voorbiddingslys. Ons vra voorbidding vir Bessie Estreisen van Gansbaai, ook vir Linda Meyer van Herberg aan See. Ons wil ook die name byvoeg van Ansie Barnard van Franskraal, Frans Bouwer, Bertie van Sail en Tony Holzhausen. Dis die mense wat bygekom het op ons siektelys en wat ons aan verbind as gelowiges om ook vir hulle te bid in die tyd. Dan is daar ook 'n punt medelee. Ons wat ons opregte meegevoel betuig teenoor Jerry Rogers, vroeër van Franskraal se familie, na sy afsterwe. Ons het ook verneem dat Helene Weem het afgesterf in die tyd oor die naweek, en ons wil ook vir haar familie, haar mense, wil ons die versekering gee dat ons ook in ons gebede aan elkeen van hulle dink. Dan vanaand is Kerssangdiens. Diegene van u wat miskien nie weet nie, of dalk vir die eerste keer na 'n lang tyd hier is, Kerssangdiens is vanaand. Jy kan sien die kerk is pragtig opgemaak vir die geleentheid,
en Lenet en die koor het baie hard geoefen. Dit weet ek. Het baie moeite gedoen en ons wil almal uitnooi en as hier mense is wat u ken wat nie is nie, nooi almal. Ons kan ons die kerk lekker vol reël, nê. Dit begin 6:00. Ons begin 6:00 sing. Daar's 'n vraag aan my gevra wat ek self nie die antwoord ken nie. Is daar na die tyd tee vanaand? Weet iemand? Daar's 'n ja. Sien, ons het 'n kerssangdiens en na die tyd 'n kuier ook. So as jy klaar is, kan ons dan saam nog voortgaan met die kerssangdiens in die saal. Dit is wat ons afkondigings aangaan. Nou kom ek by die gedeelte van die sjokolades. Iemand het my nou onlangs gevra, hoekom is daar dan ook sjokolades in die kerk? Word dit uitgedeel? Toe antwoord ek omdat u gevra het daarvoor, nee. Dis mos die rede. So, ek wil graag hoor verjaarsdae. Ek kan nie sien, daar is 'n verjaarsdag. Baie geluk. Baie geluk met die verjaarsdag. Dit is altyd lekker om te weet en is geluk. Okay. Nog verjaarsdae. Kyk, hoe gaan die hande nou op? Baie geluk. Baie geluk. Wie het nog verjaar? Nog verjaar? Maar baie geluk. Vandag se verjaarsdag, ja, daai kant. Nou raak die verjaarsdae meer. Baie geluk. Vat maar. Los dit vir iemand oor. Is dit al die verjaarsdae? Wonderlik. Huweliksherdenkings. Myne was nou onlangs, so ek gaan nie nou weer invat nie. Strydomme. Baie geluk met die herdenking. Wonderlik. Nou, ek weet die vraag wat ek nou gaan vra, kort en lang geheue. Ou doopdatum. Kan iemand dit onthou? Niemand in die tyd gedoop nie. Goed. Besoekers, mense wat voel julle is vir die eerste keer hier. Welkom hoor. Enig iemand anders? Jy nie skaam wees, die chocolate is lekker. Enig iemand wat voel julle was lanklaas hier? Niemand nie. Goed. En dan die kersse wat ons aangesteek is, iemand het 'n kers reeds aangesteek, dit is ons gebruik om kersse aan te steek voor die diens en tydens die diens. Die kersse wat brand, ek neem aan die ene, is wanneer jy vir iemand in jou lewe 'n kers van aansteek. Wat nie hier is nie, iemand wat swaar kry, iemand aan wie jy regtig dink, vir wie jy bid, steek ons 'n kers voor. Ek wil net langs hierdie kers, die eredienskers van my aansteek, vir ons diens vanoggend saam, wat die Here ons diens sal seën. Ek wil graag ook vir die mense op ons siekelys, wil ek graag 'n kers aansteek. Daar's meer mense wat siek is as wat gewoonlik Sondag op ons siekelys is, omdat ons nie altyd weet wie is siek by die huis nie. Maar ek wil vir hulle 'n kers aansteek, en dat ons ook van hulle dink in die tyd, waar mense siek in die hospitaal is, of by die huis. Ek wil ook 'n kers aansteek vir die gesinne wat in rou is. Hulle wat vandag afskeid neem van hulle geliefdes. En dit is nie 'n maklike pad. Ek wil bid dat die Here vir hulle sal omarm in 'n tyd van afskeid neem. Die ander twee kersse is gebruiklik het dit te doen met ons eie land. Ons bid vir ons land, ons mense in hierdie land, burgers van die land, die regering, en veral nou met die belangrike berade wat plaasvind, dat die Here sy hand sal hou oor alles ook wat daar gebeur. En dit geld ook vir die wêreld, die breër wêreld waarvan ons deel is. Ons bly mos nie net in Suid-Afrika nie, ons is deel van 'n groter geheel, en mag die Here ook sy hand van bewaring oor die wêreld hou waarvan ons deel is. Ons gaan nou saam die diens begin met ons toetredingslied wat die 353 is, die eerste vers, die Heiland is gebore.
ons weer saam stil, dan begin ons die diens in die naam van God. God is vir ons 'n skuilplek en 'n bron van krag. As hulp in benoudheid is hy altyd te vind. Bedaar en erken dat ek God is. Ek is verhewe bo die nasies. Die Here, heerser oor alle magte. Hy is met ons. Hy is 'n toevlugsoord. Die God in wie ons glo, die God van Jakob. Die heilige God groet ons daarom vandag in die woorde: genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam ons loflied, lied 215, vers 1 tot vers 3, besing die lof van Jesus saam. Ons skriflesing vanoggend is Kolossense 1. Gaan ons saam lees vers 13 tot 23, as ook Kolossense hoofstuk 2 van vers 8 tot 10 en 14 en 15. Soos jy weet, is dit die laaste Sondag van Koninkrykstyd. Volgende Sondag is dit Adventstyd en daarom sluit ons af hierdie Koninkrykstydperk met die gedeelte van vandag uit Kolossense 1 en Kolossense 2. Maar voor ons gaan saam lees, wil ek vra dat ons net so sal bly sit, dan sing ons saam ons gebed vanoggend. Daar's twee gedeeltes, een gedeelte, lied 255 vers 1 en vers 3, gaan ons saam sing bidend, en dan lees ons die teksgedeelte saam. So kom ons wees saam stil, en dan sing ons hierdie lied as ons gebed.
Kom ons lees saam Kolossense 1 vanaf vers 13. God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun, deur wie ons bevryding, die vergifnis ontvang het. Die seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping. Want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon, en om deur hom alles, ja alles op aarde en in die hemel, met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Ook julle was voorheen van hom vervreem, ja, vyandig gesind teenoor hom, op grond van julle slegte dade, maar nou het hy julle deur sy menslike liggaam met homself versoen, sodat hy julle deur sy dood heilig en sonder foute en onberispelik voor hom kan stel. Mits julle in die geloof bly, stewig, gevestig en standvastig, sonder om weg te beweeg van die hoop wat die evangelie bring. Dit is die evangelie wat julle gehoor het, en wat in die hele skepping onder die hemel verkondig is, en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Kolossense 2, lees van vers 8 af. Pas op dat niemand julle meevoer deur in filosofie en leë bedreery, wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Want in hom woon die hele volheid van die godheid liggaamlik. En in hom, wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hierdeur die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Ons lees net tot sover. Die teksgedeelte wat ek graag wil uitlig is vers 13, ek gaan later weer daarna verwys. Paulus is besig om in hierdie teksgedeelte die gelowiges te herinner, te help onthou, want ons vergeet almal dat Jesus Christus is die Heer, hy is die Kyrios. Maar lees ons hoe hy bid ook vir die gemeente. Hy herinner hulle nie net daaraan nie, maar hy bid ook vir hulle. Hy bid dat hierdie gelowiges se wysheid sal toeneem, dat hulle sal toeneem in wysheid, die wysheid van God, sodat hulle kan onderskei wat is dwaallering en wat is die evangelie, wat is die waarheid. Want skynbaar was daar in die gemeente dwaallering wat aan die versprei was. Daar was dwaalleraars wat hierdie leuns versprei het, maar daar's onduidelikheid oor presies wie die dwaalleraars was. Maar blykbaar het hierdie dwaalleraars verkondig dat daar in hierdie wêreld geestelike owerhede en magte is wat 'n mens verslaaf. Owerhede en magte in hierdie wêreld wat eintlik jou lewenslot bepaal, wat jou gedrag bepaal, wat alles van jou lewe bepaal. Hulle het verder gegaan, deurdat hierdie dwaalleraars heel waarskynlik gesê het vir hierdie gelowiges, ja, ons weet julle is Christene, ons weet julle is gelowiges, maar ook julle moet hierdie magte erken. Ook julle moet erken dat hierdie magte in hierdie wêreld, hierdie owerhede en hierdie magte, ook die ander here is in hierdie wêreld en in hierdie lewe, aan wie julle moet erkenning gee. Soos wat julle Christus aanbid, staan julle ook onder hierdie magte. En dit het Paulus geweldig ontstel. Toe hy hoor dat hierdie dwaallering versprei word, dat Christus is nie alleen die Heer nie,
maar dat hierdie owerhede en hierdie magte ook die Heer is in mense se lewens. En reageer hy skerp daarop. In die teksgedeelte vers 13 van hoofstuk 1, hoor ons hoe Paulus praat, as hy sê, God het ons uit die mag van die duisternis gered, en verplaas aan die koninkryk van sy geliefde seun, deur wie ons bevryding, die vergifnis van sondes ontvang het. Die bekende Johannes Chrysostomus, hy het hierdie gedeelte vertaal waar daar staan, God het ons uit die mag van die tirannie van die duisternis gered. En lees ons hierdie brief wat Paulus geskryf het, en ons lees al sy ander briewe, dan hoor ons hoe hy dit dikwels op verskeie plekke beklemtoon en praat oor hierdie sogenaamde owerhede en magte in hierdie wêreld. Dink byvoorbeeld in die gedeelte uit Kolossense 2 wat ons sopas saam gelees het. Ek weet nie of jy lees dit vinnig weer kan oproep nie. Dis die gedeelte van vers 8 tot vers 9 waar hy ook praat oor filosofie en bedriegery. Pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en leë bedriegery wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Hy brei uit in 'n gedeelte soos 1 Korintiërs 1 wat u kan gaan lees, waar hy ook praat van owerhede en magte en heersers van hierdie wêreld. 1 Korintiërs 15 vers 24. Ook daar gesels praat hy oor Christus wat alleen heers en alleen Heer is. Gaan lees Efesiërs 1 en Efesiërs 2, waar hy ook in daardie teksgedeeltes herhaalde klem lê op die heerskappy van Christus. Dit blyk dat Paulus daarom, wanneer hy oor hierdie onderwerpe selfs wel sê, blykbaar is daar strome, magte en owerhede in hierdie wêreld, in hierdie lewe wat blykbaar verkneg, wat ons beïnvloed, wat ons bedreig, wat ons gedrag bepaal, wat bepaal hoe ons is en hoe ons leef, elke dag van ons lewe. Wat as waar ons lewenswyse bepaal. Hy sê daar is hierdie soort magte en hierdie soort strominge. En dit wil soms lyk, sê hy, dit lyk soms of ons uitgelewer is aan hierdie magte. Asof ons geen beheer het daaroor nie. Dat ons magteloos daarteenoor staan. En dat hierdie magte groter is as wat ons is. En wanneer Paulus dit sê, en wanneer hy dit so stel, en ons sou lank daaroor gaan nadink, dan sal ons later tog erken, maar dis waar. Ons beleef dit dan elke dag in ons eie lewe. Ons noem dit net anders, hierdie magte, die owerhede van die duisternis. Ons gee dit ander name. Ons weet dat daar in ons lewens so iets is, soos byvoorbeeld persoonlike magte in ons eie lewe. Nou, 'n persoonlike mag kan 'n geweldenaar wees. Dit kan 'n liefdelose mens wees. Dit kan 'n onbarmhartige mens wees. Dit kan 'n boelie wees. En ons beleef die persoonlike magte oral in ons lewe. Dis nie noodwendig altyd ver en onbekend aan ons nie. Omdat die magte om ons persoonlik is, kan dit selfs in jou huis wees, in jou huwelik, in jou vriendekring. Die ervaring van 'n persoonlike magte wat manipuleer, wat intimideer, wat verkneg. Jy hoor dat hierdie magte is nie net abstrakt nie. Dis sommer persoonlik ook. Ja, daar is onpersoonlike magte in die wêreld. Daar is magte soos die dood en siekte, rampe wat ons tref, onpersoonlike magte in hierdie wêreld waarvan ons almal deeglik bewus is. Daar is ook magte in ons, wat in ons lewe is, waarvan ons die bewus is, en ander dalk nie is nie. Maar dit is daardie begeertes in ons. Daardie hinkeringe, dalk daardie verslawings, dalk 'n geaardheid,
ons sonde, die dinge in ons, waarvan ons elkeen die bewus is, wat ons soms voel is 'n mag in my lewe, wat my vashou, wat my lewe bepaal, in die 4de eeu, rondom die 4de eeu, is hierdie soort magte beskryf as die sogenaamde 7 dodelike sondes. U sou al gehoor het daarvan. Toe is die owerhede en die magte beskryf as die dinge wat ons lewenswyse bepaal en hoe ons is en dink, beskryf in die woorde of in die begrippe hoogmoed. Ja, dis nie net 'n begrip nie. Dis 'n manier van leef. Dis ook beskryf as woede. Ons ken woede, die woede in ons eie lewens, wat so dikwels ons lewens bepaal, en my verhoudings bepaal. Wat bepaal hoe jy bestuur elke dag, as jy van een plek na 'n ander moet ry, en iemand bestuur nie reg nie. Die woede. En daar's veel meer voorbeelde van woede. Traagheid, vraatsug, welis, gierigheid. Dit was van die beskrywings, alreeds in die middeleeue, van hierdie owerhede en hierdie magte in ons lewens. En ons sou vanoggend natuurlik veel meer kan noem. Daar's veel meer magte vandag wat ons in ons eie tyd sou kon 'n naam voorgee, waarvan ons ook diep bewus is. Dink aan die mag wat armoede uitoefen in die lewens van mense. Armoede wat ook verkneg en wat jou beroof van 'n lewe. Dink aan ideologieë, onderdrukkende sisteme. Dink aan die gees van die tyd waarin ons leef, populêre denke. En ek wil hierdie een spesifieke nuwe verskynsel in ons wêreld noem as 'n moontlike vorm van hierdie owerhede en magte in ons eie wêreld. Die sosiale media. Ek weet, ek het nou ook al 'n grys kop, maar omdat jy grys haar het, beteken nie jy's nie bewus van sosiale media nie. En ek as baie ouer mense wat sosiale media baie goed ken, maar wat ons besig is om te leer ken. Weet jy, as jy mens kyk na sosiale media en ons kyk na al die algoritmes, het jy al gehoor van 'n algoritme? 'n Algoritme kyk waarna jy kyk, wanneer jy op jou foon kyk. En gee dan vir jou al die inligting oor die dinge wat jy dink, die dinge wat jou raak, die dinge wat jou interesseer. Of dit politiek is en of dit sport is en of dit is om te gaan kamp of om kosvideo's te kyk of wat jou ook al interesseer. Jy sou al ervaar het voor jy kom kry jy al hierdie advertensies en goed om op te tik en op in te gaan. Beleef jy dit? En voor jy kom kry is jou tyd so vasgevang dat jy's net daarmee besig. Jou gedagtes is daar waar jy besig is om te hoor en te luister wat als voor jou afspeel. En dit voed ons, dit verslaaf ons, dit verander ons en dit verkneg ons. Die owerhede en die magte waarvan Paulus praat is daarom nie vreemd nie. Dis nie iets ver van ons af nie. Dis ook deel van ons lewens, elke dag. En ons verstaan daarom wat Paulus skryf as hy praat van hierdie owerhede en hierdie magte in hierdie wêreld. Bekende teoloog skryf oor hierdie onderwerp en ek wil dit aanhaal as hy sê: ons glo in God, maar snags lê ons in rondrol van bekommernis. Die siekte van ons eeu is hierdie onrus, hierdie gevoel dat ons nie oor ons eie lewe beskik nie, dat ons nie lewe nie, maar geleef word. Dat ons uitgelewer is aan willekeurige noodlotsmagte groter as ons, wat die loop van ons eie lewens en van die geskiedenis bepaal, wat Paulus dan noem die owerhede en die magte in die lig. Ons ken die gevoel. Wat wil Paulus vanoggend vir ons sê? Wat wil hy sê vir sy hoorders van toe
en van vandag. Paulus wil in die Kolossense brief sê, in die eerste plek, kom ons erken die magte in ons eie lewe. Kom ons sien hulle raak. Kom ons benoem hulle. Kom ons kom op die plek waar ons eerlik is om te sê, ja, hierdie magte in my lewe, al die Here in my lewe, is tog ook wat ek uiteindelik dien. Wat ek volg. Hoe ek praat, hoe ek dink, hoe ek doen. Paulus wil dit vir sy hoorders sê, en wil ons dit ook laat sien vandag in ons eie wêreld. Ja, dan gaan hy verder om te sê, dan onthou, as ons sou bely dat Christus alleen Heer is, dan beteken dit, wanneer ons al die ander Here dien, is ons afgodsaanbidders. Waar Christus nie meer die Heer alleen is nie, is ons afgodsaanbidders. En daarom herinner Paulus vir die mens van sy tyd, maar ook vir ons vanoggend, word ons herinner om te onthou aan die hand van die teksgedeelte, die Here Jesus Christus is Kyrios. Hy alleen is Heer, heerser van die ganse skepping wat my lewe insluit. Maar hy bid ook. Hy bid ook dat die wysheid van God sal groei in ons, in my lewe en in u lewe en in die lewe van die kerk. En daarom bid ons ook vandag saam, dat die wysheid van God in ons sal groei, sodat ons kan onderskei, wie is al die Here in my lewe, en wie is Christus in my lewe. Paulus wil ons bring by die punt waar ons almal glo en bely en uitroep, wat hy sê in vers 15, hy het elke mag en gesag ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in triomftog van Christus mee te voer. Wat ook al die magte in ons lewens is, my en jou lewe, wat voel jy voel vasgevang? Ontvang ons die goeie nuus van die evangelie. In Christus, in sy kruisiging, in sy opstanding, het hy al hierdie magte oor ons, het hy oor getriomfeer en in sy triomftog meegevoer. Sodat ons kan leef vanuit Christus. En mag die Here ons help, dat ons lewens inderdaad bepaal word, nie deur toeval nie, nie deur al ons afgode nie, maar deur Christus wat die Heer is. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons het elkeen onthou nodig. Dankie dat U ons vanoggend deur U woord laat onthou, soos wat Paulus ook medegelowiges eeue terug help onthou het. Dat U is die weg, die waarheid en die lewe. U is Heer. Ons behoort aan U alleen. Gee Here dat onder leiding van U Gees, dat ons elke dag sal leef vanuit U wat die middelpunt van ons bestaan is. Help ons dat die manier waarop ons leef getuienis is van U wat Here is oor ons lewens. Here, ons bid ook, soos wat Paulus gebid het, om wysheid. Geef vir ons U wysheid, wat ons in Christus leer ken het, wat U wysheid is. Sodat ons kan onderskei waarop dit werklik aankom in die lewe. Here, ons bid dat U ons sal bevry elke dag van die soort magte wat ons verstrik, wat ons verkneg, wat ons gedrag bepaal, wat ons wegneem van U af, wegneem van ons naaste, wat ons beroof van ons menslikheid, wat ons beroof van medemenslike liefde, wat ons beroof van barmhartigheid.
deur elkeen wat voor ons staan. Ja, Here, ons bid dat U ons hele lewe in besit sal neem. En mag ook vanaand se saam wees die Kersopvoering getuig van hierdie waarheid in ons lewe. Jesus Christus alleen is Heer. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here met ons offergawes te dien. Terwyl ons diakens hier met die offer staan, is ons gebruik om saam ons geloof te bely, maar vanoggend wil ek vra dat ons geloof sal bely deur saam te sing 2 liedere agter mekaar. Dis 'n belydenis. Lied 176: Halleluja, U is koning. Ons aanbid U in U woning. Net daarna gaan ons oor in die volgende lied: Jesus groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland. Kom ons sing hierdie liedere as 'n belydenis terwyl ons diakens hier voor staan met ons offers, en dis ook 'n vorm van dankbaarheid.
kon soms so bly staan vir ons slotlied. Terwyl die diakens hulle plek ook gaan inneem as julle wil. Julle kan bly staan. Glad nie om nie. Die 219 is ons slotlied waarmee ons diens afsluit. Laat ons sing van ons verlosser, die eerste en die derde vers van die 219. Ontvang die seën van die drie enige God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Seën ons met 'n lewenswyse waar Christus die Heer is van ons lewe.